So, ons is besig met die tweede week van die reeks Geopende Heerlikheid. Sê gou vir die ou langs jou, Geopende Heerlikheid. En die kernskrif vir die reeks kom uit Habakuk 2 vers 14, wat sê, want die aarde sal vol word met die kennis van sy heerlikheid, met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. So ons het verlede week gesê, dit is nie net kennis, kopkennis oor sy heerlikheid nie, maar wanneer 'n mens dan kennis van sy heerlikheid begin leef, dan begin dit nie net op 'n plek wees nie, dit begin dan deel van jou lewe wees. So vanoggend is 'n ander deel, en ons het verlede week gepraat oor die sluiers, en Moses wat sy hoof bedek het voor die volk, want hy het die heerlikheid en hulle kon nie na hom kyk nie, maar Moses het geweet dat dit tydelik was. Sy heerlikheid tydelik was, en hy wou nie gehad dat die volk moet noodwendig sien dat die heerlikheid is besig om te gaan nie, want dit was in die ou verbond. Die nuwe verbond heerlikheid, as ons dit verstaan en ons begryp dit, dan is daardie heerlikheid, kan dit nie lig nie. As jy in sy heerlikheid en in sy voetstappe wandel, kan daardie heerlikheid nie lig nie. Alwaar dit kan lig, en die woord is baie vol daarvan, is wanneer ons, en ons het verlede week dit vinnig aangeraak, daardie sluiers is nie meer oor ons oë noodwendig nie, dit is oor ons harte. En as 'n mens kyk na hoe baie plekke dit na vore kom, die hart, is daar baie verskillende hoeveelhede, maar volgens die Strongs, sê die Strongs, dis meer as 800 keer in die Bybel, praat die Bybel van die hart. Wat moet jy met jou hart doen? En ons drie hooftemas wat hy dan aanspreek as hy van die hart praat. Dit praat oor die toestand van die hart. Dit praat oor God toets ons harte. Hy toets nie jou lewe nie, hy toets jou hart. Hy toets wat gaan hier binne aan. Okay? En dan hy gee vir jou 'n nuwe hart en hy bewaar jou hart. So dis die drie hooftemas wat hy dan van praat as hy van die hart praat. Maar ons gaan 'n bietjie daarna kyk vandag. Matteus 15 vers 8 en 9. Lees ons, en ek voel in die kerk slaan ons nie genoeg ag op die hart nie. Ons sê die hart, nou die hart, kom ons maak dit net gou duidelik, daardie hart is nie hierdie hart klop. As 'n meisie vir jou bel die eerste keer en sy stuur vir jou WhatsApp en sy sê ek like jou, dis nie daardie hart nie. So dit is dieper as daardie hart. Dis ook nie hierdie hart wat as ons moet gaan vir 'n hartoperasie, dan fix dit jou hart nie. Dis nie daardie hart nie. Maar ons slaan nie genoeg ag op die hart in die kerk. Matteus 15 vers 8 en 9 lees dit. Hierdie volk nader my met hulle mond en hulle eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur die leringe te leer wat deur die leringe te leer wat gebooie van mense is. En so maklik kom ons, en ons is in die kerk, en jy hoor leringe, en jy hoor preke, en jy hoor al hierdie mooi dinge, wat sê die pastoor en die dominee, en almal wat vir jou mooi dinge kan vertel, en dan baseer jy jou lewe net op dit. En hierdie woord sê, hierdie mense, hoor hierdie woord, hulle eer my met hulle mond en met hulle lippe, maar hulle praat mooi tale en hulle sê die regte dinge. So as hy praat hierso, dan praat hy nie met die wêreld daar buite nie. Hy praat met die kerk van God. Hy sê, want hierdie mense sit hier, en vandag sit julle hier, maar kerke sit vol, maar hulle beleef nie die heerlikheid van die Here nie, want hulle kan mooi praat, en hulle kan die regte dinge sê, en van hulle kan lang gebede bid, en het lyk of hy so amazing is, maar sy hart is ver van die Here af. Die woord sê, pas op vir die hart. In Jeremia 17 vers 9 en 10 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. So sê vir jouself, vat so aan jou hart,
sê pas op. Pas op, want hierdie hart is bedrieglik bo alle dinge. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart. Die Here sien jou hart raak. Hy deursoek die hart om aan elkeen te gee volgens die vrug van sy handelinge. So dis nie wat jy mooi kan praat nie. Dis nie wat jy als kan sê en hoe goed jy die Bybel ken nie en hoe goed jy dit kan opsê nie. Dit gaan oor jou vrug. Maar waar gaan die Here eerste? Hy deursoek eers jou hart. So baie ouens kan baie vrug hê, maar sy hart is korrup. Spreuke 29 en hierdie is nou 'n bewys van my vorige stelling. Spreuke 29 vers 1. Wie hom hardkoppig teen teregwysing bly verset, stort skielik ineen. Niks kan dan weer vir hom herstel bring nie. So ek het nou gesê, en hierdie skrif, hy praat van hardkoppigheid, dit is 'n verharde hart. En wanneer hy hier praat van die hardkoppige, wie hom hardkoppig teen teregwysing bly verset, wil ek jou vra, wie sal julle aanneem? Praat hierdie skrif met uit die verharde hart. Wie dink julle praat hulle van? Hy praat ook van Marilyn Manson, wat erg teen die Bybel is, maar hy praat eintlik hierso met die kerk, want die kerk verhard hulle het so baie verlaat die woord my, daar's so baie teenstand wanneer ek jou wil teregwys. As ek iemand wil sê jy's uit lyn uit, dan vat daai ou so aanstoot. Dis die woord wat ek gesoek het. Dan vat daai ou so baie aanstoot want ek probeer hom teregwys. Ek probeer nie die ou wat glad nie die Here ken teregwys nie. Ek probeer hom vertel van die liefde van Jesus en dit sal hom vrymaak. Maar as ek iemand binne in die kerk teregwys, dan is daar so baie weerstand dat hy partykeer besluit, weet jy wat, hierdie pastoor praat te reguit met my. En dan gaan hulle sonder om eers baie te sê, of hoekom hy gaan. Hy verlaat 'n WhatsApp groep en hy sê nie eers vir die pastoor hoekom hy die groep geleef het nie. As ek hom bel, dan hy ou, ek wil net lief wees vir jou. Ek wil net weet wat gaan in jou hart aan. Want as die Here sê, moenie jouself hardkoppig maak nie. Moenie jou hart verhard wanneer iemand jou wil teregwys nie. Want as jy aanhou jou hart verhard, sê hierdie skrif, niks kan dan weer vir hom herstel bring nie. Daarom sê die Here, hy deursoek die hart. En as die hart verhard is, dan kan hy nie indring vind nie. Ek wil jou skok in hierdie stelling dat hy praat met die gelowiges. En hoor hierdie waarskuwing wat hy sê in Spreuke 4 vers 23. Bo alles. So al die mooi dinge, ons moet lief wees vir mekaar, ons moet sy lig skyn. Bo alles, sê hy, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. Wees versigtig wat in jou hart aangaan. My pastoor, wat nou by die Here is, het vir my gesê, pastoor Ronnie, het vir klomp ouens gereeld so gesê, praat 'n bietjie met my. Bjorn, kom sit hierso en praat met my, ek wil hoor wat gaan in jou hart aan. Want weet jy wat gaan gebeur? As jou hart vol rugby is, wat gaan jy praat? Rugby. As jou hart vol vrouens is, waaroor gaan jy praat? Kyk maar die jong manne, as hulle verlief is. Daai ou praat net. Ek het iemand naby aan ons. As iemand begin gewig verloor, drasties gewig verloor, waaroor praat hulle heeltyd? Hulle gewigsverlies en hulle het die amazingste plan. Want dis waarvan hulle hart van vol is.
So pas op wat jy toelaat wat in jou hart ingaan, want daaruit die ander vertaling sê, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. As jy iemand sien, en ek het nie 'n probleem met iemand wat nuus kyk nie, ek sien ook so nou en dan wat gaan op die nuus aan, maar pas op dat daardie nuus nie jou hart negatief beïnvloed nie. Want dit is die agenda van die wêreld. Hulle gee jou net al die goeders wat jou hart verhard en jou hart wegkry van die Here af. Dan later sien jy nie meer hoop nie. Ons ry gisteraand hierso in die straat op en ons man oor die pad loop, is eintlik net van een erf na sy kar toe en ons seentjie sê papa, daai oom. En hulle is so geleer as daar 'n ou agter jou ry in Johannesburg, dan draai jy nie by jou erf in nie. Jy ry verby. Toe sê hulle, onthou papa, hoe het ons altyd moes verbyry. Al is dit 'n ou wat in jou straat bly, jy weet nie want sy ligte is, jy sien net sy ligte aankom. Jy stop nie by jou erfie. En hy kon toe sê, en ons spot so want in die Kerskonsert het hy gesê, in veilige Oudtshoorn, kan julle dit glo? Hy sê gisteraand daar kom 'n ou van agteraf aangery en die ou kom oor die pad. Daar's geen manier wat ons in Johannesburg sou gestop het nie. Maar sy hart is vol daarvan nog steeds. Hy het nog steeds daai angstigheid. Daar's 'n ou daarso, hy kyk sommer vir 'n mens rond, want dis wat in sy hart aangaan. Toe moet ons gisteraand gaan oor en oor vertel en ons moet vir hom sê, "Hey ou, pas op hierso. Ons is nou in veilige Oudtshoorn. Kan jy dit glo?" Maar as ons kyk na die skrif, sien ons in Psalm 19. As jy nou op Psalm 19, die hele Psalm 19 gaan kyk, dan word hy in 2 gedeel. En hy praat vanaf vers 2 tot 7 oor sy volmaakte heerlikheid. So jy lees van 2 tot 7 oor sy volmaakte heerlikheid en dan vers 8 tot 15 aan die einde van daardie hoofstuk praat dit oor sy volmaakte woord. En dan sê hy in vers 14 en 15 lees ons en dit sê: "Hou u diens ook terug van moedswillige sondes." Hou u dienskneg terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor hom heers nie. Laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig van voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. So ek wil hê ons moet na hierdie kyk, want hy sê in daai Matteus 15, sê hierdie ouens is net met hulle mond en hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. En as jy hierso kyk wat Dawid hier skryf, want hy praat oor die volmaakte woord van God, wat dan nie net lippetaal is nie, maar dit is, hy sê, Here, laat hierdie woorde van my mond en my oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig. So laat dit nie net lippetaal wees nie, maar dat my hart veranderd word deur die woord van God. Al hoe daar 'n veranderde hart kan kom en al hoe die Here 'n hart kan herstel, want as 'n mens kyk na Spreuke 29 dan sê hy, daardie verharde hart, daar's geen herstel aan dit nie. So nou sê, maar pastoor, my hart is verhard en verbitterd en dit beteken dit dan daar's nie vir my herstel nie. Dis in die Ou Testament. En as jy Jesus deel van dit kan sien en jy kan weet Jesus het vir jou kom sterf sodat hy jou hart kan kom herstel. Hy kan vir jou 'n nuwe hart gee, maar al wat jy moet doen is jy moet oorgee aan Jesus Christus. En net as jy oorgee, vol oorgee, dan is daar geen meer moedswillige sondes wat kan heers oor jou lewe nie, en dan sal die woorde van jou mond en die oordeenkinge van jou hart welbehaaglik wees voor sy aangesig. Maar Jesegiel sê, want wanneer jy dan terugkeer na Jesus toe, en teruggee en oorgee aan Jesus Christus, dan sê hy, ek gee julle 'n nuwe hart, met die regte begeertes, en 'n nuwe gees. Daardie gees is, ek gee julle 'n nuwe heerlikheid,
Ek vat die ou hart van sonde weg. Ek gee julle 'n nuwe, gehoorsame hart. En ek gee my gees, ek gee my heerlikheid, ek het dit daar in hakies net self bygesit. Ek gee my gees, dit is die Heilige Gees wat heerlikheid vir ons gee in julle, sodat julle voorskrifte sal gehoorsaam en doen wat ek beveel het. Ek skryf hierso vir oggend, heerlikheid is gelyk aan gehoorsaamheid en doen. So as jy heerlikheid, as jou hart dan herstel is deur die Here, jy 'n nuwe hart gegee het, jy het by Jesus Christus uitgekom, is daardie heerlikheid gelyk aan gehoorsaamheid en jou dade sal reg wees. As ons kyk na verlede week se preek, het ons gekyk na Israel, wat die heerlikheid van die Here gesien het aan Moses. Moses het geskyn, die tempel was vol heerlikheid, maar die Israeliete se harte was ver van die Here af. En daarom kon hulle nie daardie volle heerlikheid in hulle lewe snap nie. Jy kan heerlikheid beleef met 'n verharde en onveranderde hart, maar dit sal net tydelik wees. Wettisisme verander jou gedrag. So as jy in die wet vasgekeer word, sal dit jou gedrag verander, maar jy sal nie in staat wees om die heerlikheid van die Here te kan aanhou dra nie. Want as jy heerlikheid bietjie snap, kan dit swaar raak as jy in die wet vasgekeer word. Maar onder die nuwe verbond is daar geen las van die heerlikheid van die Here nie. So die Gees, die heerlikheid, maak vry van binne af as jou hart dan vervang word. En ons gaan terug na skrifte wat ons verlede week na gekyk het. 2 Korintiërs 3 vers 17. Dit sê, die Here dui hier op die Gees. Die Here dui hier op die Gees. En waar die Gees van die Here is, heers daar vryheid. Wanneer jou hart verander is, en die Gees van die Here wandel in jou, dan is daar 'n vryheid aan iemand. Daar's nie 'n las nie. As jy in die wet vasgekeer word en jy probeer daai tydelike net verander en jy's onder die wet vasgekeer wat net heeltyd judgment bring op jou, is daai heerlikheid vir 'n oomblik, maar dit sal lig en sê, maar pastoor, jy het dan gepreek en gesê die heerlikheid is altyd daar. Dit is daar. Maar as jy onder die wet vasgekeer word, dan kan jy nie daardie vryheid beleef nie. Die Engelse vertaling in die Amplified sê, en hier's 'n baie groot woord, ek moes dit gaan Google. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Dan sit die Amplified dit in hakies. Hy sê emancipation. So daardie het ek net bygesit vir ons normale Afrikaners dat ons kan verstaan. Dis 'n vryheid of bondage. Emancipation from bondage is 'n vryheid van enige vashou wat jy in die lewe het. It's a true freedom. Daardie vryheid is 'n true freedom. Maar waar begin dit? Where the Spirit of the Lord is, there is true freedom. Net waar die Gees, waar die heerlikheid van die Here oorvat in jou lewe, daar het jy totale vryheid. Maar daardie vryheid beteken nie dat jy wetteloos leef nie. Dit gee jou 'n nuwe natuur dat jy wil gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Hoe lyk daardie vryheid wanneer ons na daardie vryheid kyk? Is vry van skuld oor jou verlede en dit wat so gereeld deel van ons identiteit word. Ons raak skuldig, ons voel skuldig. Ja, maar as jy van hierdie ouens se stories hoor en jy hoor van waar hy kom en die Here het hom kom vrymaak, as jy heeltyd in jou verlede vasgekeer word, wat gaan jy kry? Want die hart is nie regtig verander nie. Maar as jy kan besef dat die Here jou waarlik vrygemaak het, dan kan jy nie in jou verlede vasgekeer word nie en ook nie skuldig voel oor jou verlede nie. Daar's vry van vrees oor die toekoms, oor jou gesondheid, oor jou finansies, oor jou familie, vry van daardie vrees. Ek het hierdie juist bygesit, want so maklik, wanneer ons net dade volg in die kerk,
dan kyk ons na prestasie en dat mense erkenning kry. Dit bring trots en trotsheid in die woord sê dit kom tot 'n val. Jy kan maar baie vinnig sien binne in die kerk, daar is party mense en ek verstom myself baie keer as die Here iemand skielik optel in 'n gemeente en jy sien hoe gaan hy op in leierskap en die Here begin hom magtiglik gebruik. Maar as dit net oor prestasie gaan of oor erkenning gaan, dan sal jy vinnig sien. Vinnig. Daai ou die Here sal hom uitlig, maar as dit oor sy prestasie en erkenning en dat mense later aan, dan raak hy later trots en daardie trotsheid kom baie vinnig tot 'n val. So wanneer die heerlikheid van die Here is, dan beleef ons ook 'n nederigheid en ek sê dit nou ook, gaan ek dit vir julle weer sê. Maar wanneer ons daardie true freedom wat hy hiervan praat, beleef, dan is daar vryheid om te begeer, God te begeer en sy heerlikheid te begeer. Vryheid is nie die reg om te sondig nie, maar is die vermoë om God waarlik te ken vir wie hy is. Geopende harte dra heerlikheid. So ons het nou gesê geopende harte. En vandag kyk ons nou weer, ek moes daardie spieël sal voor gaan afhaal om hier voor te kry, want verlede week se spieeltjie het die werk gedoen, maar toe kom ek agter hy's bietjie klein. En nie almal sien lekker nie, maar weet julle wat was die lekker ding vandag van die groot spieëls? Ek staan hier so in worship en dan kan ek daai ouens daar sien om te kyk of hulle ook kan bid. En ek kan daar sien en ek kan kyk, ek hoef nie agter my te kyk dat die ouens sê, o, pastoor kyk, kom ons aanbid nie. So dis wat 'n spieël ook doen. Die amazing ding. Maar ons sien die volgende skrifvers. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. So as jy weet, bo op hierdie ding, ek weet nie wie van julle dit al gesien het nie, hier staan God's greatest artwork. So as jy die Here se heerlikheid weerspieël, nou ek het al baie mense gesien wat daar in die voorportaal so kyk en dan smile hulle so vir hulle self want hulle sien die bordjie en hulle sê I'm God's greatest artwork. Maar dan wanneer jy hier uitloop, weerspieël jy regtig die heerlikheid van die Here dan? Want as God die artist is van dit wat ek hierso sien in hierdie frame, dan weerspieël my lewe sy heerlikheid. Maar as dit nie doen nie, beteken dit ek moet binnekant toe kyk en sê Here, deursoek my hart. Kyk na my hart en kyk wat kort ek. Want die sluier is van ons gesigte af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk. Met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here, dit is die Gees, dit aan ons gee. En ek weet nie wie van julle het al opgelet in die somer, in die winter. Somer is nie 'n probleem nie, veral nie in Oudtshoorn nie. Maar in die winter, as jy in die stort is, en jy draai daai warm stort oop, en dit begin so lekker wasem, dan as jy uitklim uit die stort uit, en jy vir die mans nou wat moet skeer nadat hy gestort het, dan kan jy maar 'n lappie vat en jy kan vee, oor 'n oombliekie is dit weer toegewasem. So wat hierdie skrif hierso sê, is wanneer ons in daardie spieël, daardie opgewasemde spieël kyk, dan kan ons net 'n bietjie van 'n refleksie sien. Jy kan nie sien wat Jesus eintlik vir jou het nie. Daardie spieël wys vir jou net 'n deel van Jesus. Maar nou staan en probeer ons hier met 'n lappie vryf, maar ek moet nou skeer, anders gaan ek myself raak skeer, en ons kan nie daar kom nie, en die vrouens moet hulle make-up aansit, maar dit hou net aan opwasem, want die deure is toe, en die vensters is toe, en ons kom nie, ek kan nie sien wat gaan nie aan nie. En in ons lewe, in hierdie skrif, sê dit, dat ons kan net waarneem. En jy kyk in hierdie spieël in, en al wat dit kos, is jy moet toelaat, dat die Here die deure en die vensters oopmaak.
dat daar 'n vars lig inwaai. Daardie lig is die Heilige Gees. En nie lank nie, dan kan ek al hoe meer sien. Hy begin so van die middel af. Het julle dit al gesien? En dan gaan hy kante toe. En jy begin dan beleef dit wat die Here se ware prentjie vir jou is. Daar begin 'n transformasie plaasvind. Nie deur harder probeer nie, nie deur kennis nie, maar deur 'n verhouding met die Heilige Gees. Kennis alleen bring trots. Heerlikheid bring nederigheid. Gaan dit weer sê. Kennis alleen bring trots. En as jy kyk na die kernskrifvers wat sê, as dit net kennis alleen is, maar kennis van sy heerlikheid, so daardie heerlikheid sal dan kom en ons sal dit beleef en deur 'n verhouding met die Heilige Gees. Waarom ontvang ons dan nie daardie heerlikheid nie? Want ons gaan weer na daai skrif kyk, Jakobus 1 vers 23 en 24. Hy sê julle sal saamstem en ek hoop julle stem vandag saam met hierdie gedeelte. Julle sal saamstem as jy altyd net aanhoor en nooit doen wat dit sê nie. Is dit so goed jy kyk na jou gesig in 'n spieël? Kyk na die spieël vol wasem, draai weg en doen niks aan jou voorkoms nie. Hoekom? Want jy laat nie toe dat die Heilige Gees in jou vertrek inkom en jy kan eintlik nie sien nie. Dan draai jy weg en my hare is de mekaar, my kuif hang in my oë. Myne ook. En hy sê dit is so goed, jy kyk in die spieël om iets aan jou voorkoms te doen nie. Jy bekyk jouself, gee pad en vergeet wat jy gesien het. Wanneer jy volgende keer in daardie spieël kyk, jy hoef nie naby te kom nie. Jy sal sien party ouens gaan staan so teen hom. Jy kan hier staan. Net na daardie spieël kyk en sê, Here, kyk in my hart in. Wys my wat U sien. Vat weg wat nie nodig is nie, sodat daar die heerlikheid van die Here oor my kan begin sien. En wanneer jy in daardie spieël kyk, het jy 3 keuses. En ek hoop jy sal die 3de keuse vat. Party sien dit en vergeet wat hulle gesien het. Ander bewonder dit. Party, ek het 'n vriend gehad, hier, daai ou het 'n spieël gelaai. Hy het so gekyk en net als gecheck en is ek reg en hulle bewonder hulle self. Party bewonder hulle self en doen nog steeds niks nie. Vat bietjie spieëls uit jou seun se kamer uit en kyk hoe vinnig kom hy uit. En die girls ook, dat ek nou nie op die man spreek nie. Die 3de een is, jy sien dit, jy word in jou hart aangeraak en jy word verander. Ek wil hê jy moet geestelik in jou spieël kyk. Jy sien dit, sien die probleem, sien wat die Here sien oor my hart, want die Here deursoek die hart, word aangeraak daardeur en jy word verander. Wanneer ons kyk na Jakobus hierso in hierdie hele deel, Jakobus 1, kan jy dit gaan lees. Hulle sien, maar hulle ontvang nie. Openbaring sonder oorgawe bring geen transformasie van die hart nie. Wysheid sonder die Gees verhard net die hart en sy werking. God vra nie vir 'n perfekte hart nie en ek wil hê met jou oë sluit. God vra nie vir 'n perfekte hart nie. Hy vra net vir 'n oop een. Verlede week het ons gepraat oor die sluiers wat weggeneem moet word. Daardie sluiers is baie keer oor ons oë want ons gaan blind deur die lewe.
Ons kom nie eers by 'n spieël uit om te sien wat moet ons reflekteer nie. Vandag die hart wat nuut moet word. En wanneer die hart oopgaan, word die heerlikheid van die Here net raak gesien. Dan begin lewens verander, dorpe word omgekeer en families word versterk. Here, U deursoek harte. U deursoek nou harte. Here, ons vra dat U elkeen se hart sal oopmaak, ontvanklik vir U Gees. Ontvanklik vir U stem. Here, en as ons in ons spieël van die lewe kyk, partykeer het ons so lanklaas toegelaat dat die Heilige Gees in ons vertrek inkom, in ons lewe inkom, laat Jesus net deel vat in ons lewe. Want ons het ons hart verhard en ons harte is ver van U af. Here, maar vanoggend wil ons opnuut sluit. En ek gaan jou nie vra om jou hart op te steek nie, ek gaan net vra dat jy jou hand op jou hart sal sit. En dat jy sal sê, Here, deursoek my hart. Ek wil jou hoor, Here, deursoek my hart. Gee my 'n nuwe hart. Open my hart vir U Gees. Dankie Here dat U harte deursoek. U gee nuwe harte. Daardie verharde harte slaan U stikkend en U gee harte van vlees, ontvanklik vir U Gees. Here, 'n geopende hemel is daar vir ons, maar dit beteken niks as ons almal se harte verhard is nie en ver van U af is nie. Here, laat ons vanoggend opnuut terugdraai na U toe. As gemeente, terugdraai na U toe en sê, Here, deursoek ons harte. Geef ons 'n nuwe hart om nuwe dinge te beleef wat U wil gee vir Klein Karoo gemeente. Here, U het in die laaste 2 weke, Here, het U die sluier kom oplig en het U die harte kom vernuwe. Here, dat daardie die geopende heerlikheid van die Here sal laat plaasvind in ons lewe, in ons gemeentes, in ons familie, sodat daar krag gesien kan word. En mense sal terugkeer na Jesus Christus toe as gevolg van geopende harte. In die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen en amen. Jy het nou Romeis Sondag. Daar's lekker cones met romeis. So ons wil vra dat jy net geduldig sal wees, so dis nie soos die bakkies en die stokkie romeis verlede week wat ons net vinnig kan uitdeel en hulle kon voor die tyd opskep nie. Maar asseblief kuier saam met ons, moenie nou huis toe gaan nie. Dis 'n tyd om mekaar te leer ken. Sit bietjie by mense wat jy nog nooit ontmoet het nie, gesels bietjie en dat ons saam mekaar beter kan leer ken. Daar is kaartjies vir die manneoggend, R100 vir die 7de Maart beskikbaar nou en die vroue wegbreek is ons ook dan daar agter om daarso kaartjies te kry. Maar daar's genoeg roomys vir almal en as daar oor is, kan jy 'n tweede ene kry. Asseblief laat net almal eers kry. Mag jy 'n geseënde dag beleef en mag die guns van die Here op jou rus. Kom ons sluit af met Psalm 91. Hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste sal vannag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, U is my bergvesting, U is die God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag,
die pyl wat bedagsvlieg, die pes wat in die donker wandel, of die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar 1000 aan jou sy, of 10.000 aan jou regterhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Net met jou oë sal dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Want U, Here, is my toevlug. Die Allerhoogste het jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag sal naby jou tent kom nie. Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om dit te bewaar op al jou weë, sodat jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap, op die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red. Ek sal hom beskerm omdat hy my naam ken. Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lengte van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Amen, amen en amen. Mag jy 'n goeie dag beleef en 'n geseënde week vir almal.